Goeiemorgen, dit is een maandagochtend, 22 Junie 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. In die eerste plek, onthou donderdag aand, eerskomend, is ek daar in Hartbeespoort, teen die dam, daar by Schoemanswil Resort, of dan as jy wil, Schoemanswil Oord, by Hartbeespoort Dam. Ons gaan sekerlik so enigiets hier van 6 uur af beginne met 'n programmetjie. En as jy belangstel in die doen en late in die sake van SBB en hoe sien ons die toekoms, hoe sien ons die huidige gebeure in Suid-Afrika en hoe lyk die paadjie vorentoe, dan is jy uitgenooi om te kom saam kuier en saam luister en gesels. Maar dit is belangrik vir etedoeleindes. Daar word 'n ete aangebied teen R100 per kop. Daar is geen toegang nie, behalwe jy moet 1 blikkie kos saambring. En daai blikkie kos gaan natuurlik ten gunste van Unis ander Eldridge van Mike Cronje, oud-valskerm soldaat en 'n persoon wat baie werk doen om na veterane om te sien, selfs jong mense om te sien wat probleme het en so meer, en Mike se hele lewe is daarop geskoei. En dis ook hoekom ons dan daar is om sy poging te ondersteun. Bespreek by Anton Smit, daar 082 373 1271 en maak seker, jou plek is geboek. En die rede waarom ons wil weet dat jy moet boek vooraf is net om te bepaal hoeveel etes voorberei moet word. Maar enige iemand is welkom as jy nou nie vir Anton in die hande kry nie, is jy welkom om ook maar net daar uit te val en saam met ons die aand deur te bring. Die afgelope paar dae sien ons 'n geweldige eskalasie vanaf Russiese kant teen Oekraïne, baie meer wydverspreide bomaanvalle, ook op sekere spesialistteikens wat in die verlede nie geteiken was nie, word nou geteiken. Dis enige iets van die FAB 500 af tot die FAB 3000 wat hulle gebruik. Ons sien dan ook missielaanvalle en dan was daar 'n baie groot aanval gewees op Saterdag aand, Saterdag nag. En gerugte het die ronde begine doen dat Zelensky in hierdie aanvalle moontlik kon gesneuwel het. Ek lees net daar vir julle, Zelensky reportedly killed in Russian airstrike. Reports claim a Russian airstrike targeted a secure location in Ukraine, allegedly killing President Volodymyr Zelensky. Ukrainian media is reportedly covering the incident, though official confirmation remains pending. If true, this strike could mark a major escalation in the war, fueling panic and uncertainty across the region. Nou, mense, dit is die ontploffing wat hulle reken Zelensky se lewe kon geëis het. Maar soos wat ek gesê het, daar is geen bevestiging dat hy wel dood is in hierdie aanval nie. Op hierdie stadium wat ek hierdie opname maak vanoggend, het ek nog in geen media, bron, kanaal of by wyse van persoonlike terugvoer antwoorde gekry of hierdie feitelik korrek is al dan nie. Net tyd sal ons leer. Dan dink ek ook dat is baie belangrik dat ons kyk na die uitbreiding wat plaasvind. Ek het verlede week gepraat met julle rondom die G7 beraad waar daar baie ondersteuning aan Zelensky weer eens toegeken was en waar daar regtig ware grootse poging geloods is om dan vir Zelensky te ondersteun, terwyl as Amerika nie fisiese ondersteuning gee nie, ons weet daar dan
niks van gaan kom nie. Ek dink dis veral hoe meer en meer mense en onleerders 'n uitgemaakte saak dat Zelensky nou 'n verlore stryd voer en dat die Russiese troepe elke dag nader en nader en nader beweeg aan Kiev, Odessa en sekere ander baie belangrike gebiede. En soos wat Putin by herhaling gewaarsku het, moet Oekraïne nie verbaas wees as Rusland op die ou einde vir Odessa ook vat, wat dan Oekraïne se toegang tot hawens gaan afsny. Net tyd sal leer wat die einddoel van die Russiese kant af gaan wees. Intussen weet ons dan ook dat daar 'n baie grootse poging is in die Midde-Ooste. Ons het nou alreeds gepraat rondom sekere vredesonderhandelinge wat nou voortgaan. Daar was 'n memorandum of understanding geteken tydens die G7 beraad wat legitimiteit aan die onderhandelings gee. Nou ja, ons weet dat Israel het voortgegaan met hulle aanvalle op Libanon en dit plaas baie druk op hierdie vredessamesprekings wat huidiglik aan die gang is. Nou, die Trump-administrasie waarsku dan ook vir Netanyahu wat dit aan betref. Dit sê USA alerts Israel after ceasefire break. JD Vance warns Netanyahu, don't play games with us, you risk losing everything. Trump is your last ally. The whole world already hates you. En dan luister ons na wat hy sê in sy. Okay, dit is dan wat hy daarso sê en dan kan ons ook maar net verder gaan en net kyk van al die ontploffings en goed wat ons dan sien. Hier is nou ook van die Russiese aanvalle nog alles deur hier wat besig is om te gebeur en 'n baie onstabiele wêreld tans. Op die tuisfront hoor ons nog steeds van al die betogings wat beplan word, die toemaak van paaie wat beplan word, maar op die ou einde van die dag wil dit vir my lyk asof dit op die ou einde van die dag sporadiese insidente sal wees wat op die 30ste Junie plaasvind en nie 'n nasionale gekoördineerde poging nie. Daar is nou sekere belangrike elemente wat in die MK-party afgedank is, onder andere Zuma se dogter wat afgedank is, uitgeskop is uit die party uit en hulle is, so klink dit op ENCA, heeltemal ontnigter deur die MK se party en daar word gesê dat hulle beskou die party as 'n uitgaande politieke party wat op die ou einde van die dag geen mag sal hê nie. Maar ek is nie iemand wat vreeslik daarvan hou om te luister wat mense sê nie. Ek wil eerder sien wat gebeur en dan daarvolgens sekere afleidings en gevolgtrekkings maak. Maar hoe dit ook al sy, oor die volgende klompie dae lê hier interessante gebeure wêreldwyd voor. Zelensky se skyndood daar in Kiev in Oekraïne, die dreigende mislukking van die vredesamespreking wat huidiglik aan die gang is tussen Amerika en Iran en
Ons kan waarskynlik op die minimum sien dat daar wel vrede tussen Amerika en Iran verkry gaan word, maar dat beide Iran en Israel sal voortgaan om mekaar aan te val en om dan vir Hezbollah in Libanon aan te val deur Israel. Hoe dit uitspeel, die volgende week gaan vir ons krities belangrik wees en ek dink die volgende maand of 2 gaan vir die wêreld en vir Suid-Afrika van deurslaggewende betekenis wees. Mooi dag, lekker bly en moenie jou kondensmelk koffie vanoggend vergeet nie. Maak hom ekstra soet in 'n wêreld wat baie bitter is tans. Mooi loop, sien môre, gesels weer.